Weereens welkom. Ek is Petrus en hier praat ons net die waarheid. Vanaand se onderwerp: man is die hoof in die huwelik. En manne, ek praat vanaand met ons, met julle en met my. Nou gaan eers vir ons 'n paar versies lees. Matteus 22 vers 29. Julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie. Lukas 6 vers 46. Wat noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. 2 Korintiërs 1 vers 13. Want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. En ek hoop dat julle dit tot die einde toe sal verstaan. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. En op daardie noot vat ek ons daarna Adam toe. Genesis 3 vers 7. En Adam het nie vir Eva teëgegaan toe sy van die verbode vrug gevat het en geëet het en ook vir hom gegee het nie. Want God het gesê, hulle mag nie daarvan eet nie, maar Adam het niks gesê nie. Dieselfde met Abraham. Genesis 15 vers 2 tot 4. Het Sarah weer gekom en vir Abraham gesê, hier is my slavin, gaan by haar in, dat sy vir jou 'n kind baar, want ek is oor die jare. Ek gaan nie vir jou kan 'n kind gee nie. Maar Abraham het nie opgestaan en gesê, maar God het 'n belofte gemaak, dat ons gaan 'n kind hê nie. Hy het maar saamgegaan. En dis met ons baie maal die geval, dat ons gaan maar net saam met die stroom, in plaas van om op te staan as hoof van die huis. En ons gaan rekenskap gee daarvoor. Maar ja, nou gaan ek vir julle nog 'n paar verse lees. Daar by Efesiërs 5, vers 23. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof is van die gemeente. Efesiërs 5, vers 25. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus die gemeente ook lief gehad het, en homself daarvoor oorgegee het. Kolossense 3, vers 19. Manne, julle moet julle vroue lief hê, en nie teen hulle verbitter word nie. Kolossense 3 vers 21. Vaders, moenie julle kinders terg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie. Ons moet 'n voorbeeld wees vir ons vrou en kinders. Nie tiranne wat met geweld alles wil regmaak nie. Ons moet 'n voorbeeld wees om vir hulle te wys hoe jy onder God se gesag inkom. En dan ook weer, die vrouens moenie op die man se koppe sit nie. Hulle is ook nie ons vloerlap om onder ons voete vertrap te word nie. En dan is daar mos 'n gesegde wat lui, dat hulle is die nek wat die kop draai waar hy hom wil hê. Ook baie verkeerd. Maar ons moet onthou, die vrou is uit die man se rib gemaak. Dit beteken, sy staan langs ons. En ons moet haar geliefd en ons moet haar koester. En so is ons dan 'n span. En moenie kwaad vir mekaar gaan slaap nie. Dis ook 'n groot ewel in ons lewens. Ek sal jou wys. En dan gaan slaap jy sommer in die spaarkamer. Dit is nie hoe dit werk nie. Die Here wil dit nie so hê nie. En dit is vir ons gevaarlik, want dan kom die vyand en hy slaan 'n wig tussen ons in. Dan is ons nie 'n span nie. Ek gaan vir julle lees wat sê 1 Korintiërs 7 vers 5. En trek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wederwysige ooreenstemming vir 'n tyd lank, om julle aan vas in gebed te kan wy,
en kom weer by mekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking bring, deur julle gebrek aan selfbeheersing nie. Want dit is sy hele doel, om God se skepping op te breek. So bly in die waarheid, wandel in die waarheid, en blessings vir julle.